Okay, so wat is dit woord? Vers 2 sê, so spreek Jahwe, die God van Israel, die God van die hele wêreld, die God van Afrika, die God van enige iemand, die God van die Filistyne. Nee, as jy sy woord bewaar, dan staan daar die God van Israel. Dis wat daar staan, dis wat ek al lees. En wie is Israel? Dis 'n volk. So hy sê, so spreek Jahwe, die God van Israel. Ander volke het hulle eie gode, maar Israel se God is Jahwe. Nou sê hy, skryf vir jou in 'n boek al die woorde wat ek met jou gespreek het. Want kyk, daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê Jahwe. Alright, hierdie ding moet nou geloof in ons harte veroorsaak. Ons het nou gesien wie praat. Ons sien die Almagtige het hier gepraat. Ons het nou gesien wat sê hy wat gebeur as sy woord na jou toe kom en jy verander dit. Of jy laat toe, laat 'n ander profeet dit verander, of laat 'n engel dit verander, of laat 'n dominee dit verander, of 'n pastoor dit verander. Die onus is op elkeen van ons. Ek wil dit herhaal. Die onus is op elkeen van ons om sy woord te bewaar of om toe te laat dat iemand dit vir jou verander. So wat is sy woord? Hy sê, want kyk, daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê Jahwe. Wat sê die profete? Wie's Israel en Juda? Nou, soos ek net nou gesê het, hulle weet nie. Hulle weet nie. Hulle is in 'n verwarring. As jy hulle wil senuweeagtig maak, vra vir hulle. Wie's hierdie Israel en Juda? Hulle hardloop dat jy nie stoffie daar oor die horison sien. Hulle wil jou nie antwoord, want hulle kan nie. Maar die laaste ding wat hulle sal doen, is om te erken dat dit die blanke nasies van die wêreld is. Die nakomelinge, die fisiese geslag van Abraham, Isak en Jakob, hulle sal dit nie doen nie. Maar dis wie dit is. Dit kan niemand anders ter wees nie. Daar's baie maniere om te gaan ondersoek en te kyk. En te sê, ons het nie baie opsies nie. Want wie is 'n ander opsie? Die Chinese, okay? Kan die Chinese dalk uit Egipte land uitgetrek het? Nee, is definitief nie Chinese nie. Was dit die in Afrika, die swart nasies van Afrika, was hulle eers in Egipte en toe trek hulle Kanaan toe? Nee, kan nie hulle wees nie. So is nie baie moeilik om al die opsies wat daar is te elimineer nie. Is dit die Indiane van Amerika? Nee, kan ook nie hulle wees nie. Is dit die Mongole van Sentraal-Asië? Nee, kan ook nie hulle wees nie. Is dit die nasies in Suid-Amerika? Verstaan, dis nie so moeilik om uit te werk wie dit is nie. Op die einde van die dag bly net die blankes oor. As jy gaan kyk na die seën wat uitgespreek was op Jakob, jy sal vir al die volke van die aarde 'n seën wees. Watter nasies word geseën deur watter nasies? Europa was baie geseën toe China uiteindelik Europa ontdek en al hulle tegnologie in Europa laat gebeur. Nee, is andersom. Waar kom al die seën vandaan? Van die blanke nasies af. Okay, so nou weet ons wie's Israel en Juda. Ons weet hoe hulle verdeel. Ons weet hoe is hulle Assirië toe die 10 stamme in Assiriese ballingskap en daarvandaan toe die Assiriese ballingskap in duie gestort het hulle net verder weggetrek. Waar soos Assirië, die Tigris en die Eufraat-rivier en die onderkant van die Tigris en die Eufraat waar hulle bymekaar kom is Babylon. Aan die bokant, dis die noorde, dit is Sirië se kant toe vandag, is waar Assirië was. Ja, nogal, Sirië en Assirië. En van daar af is dit 'n klipgooi, is binne in Europa. En Europa is mooi. So waar is die eerste gebied waar jy intrek? Griekeland. En van Griekeland af, verder en verder en verder. En 'n paar honderd jaar en daai hele area is bestrooi met 10 stamme. En hulle bou koninkryke. Dis wat hulle doen. Toe die blankes in Suid-Afrika gekom het, die volgende dag, toe bou hulle die kasteel. Dis wat hulle doen. En toe brei hulle uit, toe die wees sien, ver, honderde, duisende kilometers binneland ingegaan. Dis wat hulle doen. En hulle het nie met motorkarre en treine gegaan nie. Hulle het met ossewaans gegaan. En hierdie mense wat van Assirië afgetrek het Europa toe, daar was nie vliegtuie en treine nie, maar dit was net soos met die voortrekkers. 'n Wa gevat en getrek en om 1000 km te trek is niks. Ons weet dit, ons voorgeslagte het dit gedoen. En in hy 1000 km is Drakensberge. Hulle is daardeur. En hierdie 10 stamme wat na Assirië was, is Europa toe. En die 2 stamme is Babylon toe. En van hulle na die Babyloniese ballingskap in duie gestort het, en die Mede en Perse het hulle toestemming gegee om terug te gaan, het baie gesê, gaan nie terug nie. Hulle verstrooi ook, daar gaan hulle ook, Europa toe en waarheen ook al, miskien meer noord
Noord-Europa, en dit is hoekom jy baie blankes in Rusland kry en Turkye en Pole, tussen al die nasies gaan jy hulle kry, hulle gaan daar wees, en dis hoekom Israel oor die hele wêreld verstrooi is. Waar sit ons? Suidpunt van Afrika. Waar sit ander? Heel suid in Australië. Suid-Amerika, jy gaan hulle kry, hulle is oralster, Amerika. Maar hulle is daar. Nou wil ek weer sê, vers 3, want kyk daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, sê Jahwe. Hoe gaan hy die lot verander? En ek sal hulle terugbring in die land wat ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem. Die woord wat ons bewaar sê, daar's 'n volk, Israel en Juda, ons weet wat dit is, noordelike 10 stamme, suidelike 2 stamme, en hulle het verstrooid geraak, en hulle is die wêreld vol, maar hulle gaan teruggevat word. Nie 1 stam Jode nie 2 stamme Juda en Benjamin nie, 12 stamme gaan teruggaan. So die 10 stamme moet nog daar wees. En die onus is op ons. Gaan jy sy woord bewaar, of gaan jy toelaat dat 'n engel of 'n skrifgeleerde vir iets anderster sê? En jy sê, ek gaan liewerster dit glo, dit verkondig, dis nie so kontroversieel nie. Ek gaan nie by die werk moeilikheid kry nie, en ek gaan nie by my familie moeilikheid kry nie, en almal gaan van my hou, so ek sal liewer dit glo. Asof ons 'n keuse het wat ons kan glo. Dis dan juist wat geloof is. Dis nie 'n keuse nie. Dit is die mees onwaarskynlike opsie van al die opsies. Dis die moeilike ene. Jy sien hom, en jy sê, maar dit kan nie wees nie. Dit kan nie daai opsie wees nie. Abraham, jy moet trek. Maar hoor ek reg? Is dit? En dan nader aan trek Abraham. Abraham, jy moet vir Ismael laat gaan. Hy's nie deel van my plan nie. Stuur hom in die woestyn in, hom en sy ma, hulle kan daar doodgaan. Regtig, het ek reg gehoor, Vader, is dit die een wat ek moet glo? Is daar nie iets anders ter hierdie woorde van die hart, kan ek nie 'n ander opsie kry nie? Nee, stuur jou seun. En sy geloof is hom tot geregtigheid gereken. Nou kry ons hier 'n opsie. Hy sê, vers 2, so spreek Jahwe, die God van Israel. Wie is Israel? Het ek 'n keuse? Kan ek 'n paar opsies kry? A, B, C en D. Want die een wat ek dink dit is te moeilik. Ek kan nie hom glo nie. Hy gaan te veel moeilikheid gee. Ek wil graag iets anders ter glo. En as ek nie ander keuses het nie, kan ek hierdie vraag net los. Ek wil nie hom hoef te antwoord nie. Dis wat geloof is. Ons word deur geloof geregverdig. En ons moet God glo. Hoeveel keer? Elke keer. Abraham het nie 3 toetse gehad, hy moes een van die 3 slaag. Hy het 3 gehad, hy moes 3 slaag. Of hy het 15 gehad, hy moet 15 slaag. En ons ook. As jy hom glo, dan glo jy hom ons. As jy hom in een opsig nie glo nie, dan wantrou jy hom. Dan glo jy hom nie. Dan is jy ongelowige. En ons word deur geloof geregverdig.